Ons is besig met ons reeks Kruispad en ons is by sessie 6. En ek hoop regtig dat sover jy dit saam met ons geniet, net soos wat ons het geniet, om dit ook aan te bied vir almal. Nou, ons gaan vandag bietjie praat oor opoffering. Nou, ons wêreld vermy lyding. Ons hou daarvan om gemaklik te wees, veilig en sonder pyn. Tog sien ons Jesus Christus dat ware liefde altyd iets kos. Jesus het nie net gekom om te leer of te genees nie, hy het gekom om te ly en sy lewe te gee as 'n opoffering vir ons sondes. Sy lyding en opoffering is nie die middelpunt van die evangelie nie, maar die grootste voorbeeld vir ons van hoe ons met ons geloof in gehoorsaamheid en liefde moet leef. Ons is disippels van Jesus en daarom volg ons die kruispad wat hy vir ons gestel het. Nou ons lees vandag saam in Matteus 27 vers 27 waar dit sê: Daarna vat die soldate van die goewerneur vir Jesus in die amptswoning in en bring die hele leerafdeling rondom hom bymekaar. Hulle trek toe sy klere uit en gooi 'n persmantel om. Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en gee hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê: Ons groet u, koning van die Jode. Hulle het hom gespoeg en die stok gevat en hom oor die kop geslaan. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om gekruisig te word. Hoekom moes Jesus ly en sterf vir ons sondes? Dit klink so erg waar hy moes gaan. Maar die geestelike wet van heiligheid en geregtigheid vereis dat wanneer ongeregtigheid plaasvind, die skaal weer gebalanseer moet word deur die prys te betaal van dieselfde waarde en opoffering. Die Israelitiese wette het gehad en bepaal watse brandoffers gebring moet word om te betaal vir die sonde wat gebeur het. Die skaal van die sonde van die wêreld is ver te swaar en al sou mens probeer om alles op te offer, sou dit nooit goed genoeg wees om die prys te betaal nie. Slegs een persoon se opoffering sou genoeg wees. En dit is die volmaakte lam. Romeine 5 vers 12 tot 13 sê, verder nog dit, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Jesus was die finale offer vir die wêreld se sonde. Daar kan jy invul, 1.1 is, Jesus se lyding was profeties voorspel. Jesaja 53 praat daarvan waar dit sê, hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van lyding, bekend van siekte, maar hy is deurboor oor ons oortredinge, verbreek oor ons sondes. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Eeue voordat Jesus gebore is, het die profeet Jesaja reeds sy lyding beskryf. Dit wys dat die kruis nie 'n ongeluk was nie, maar deel was van God se plan. 1.2 kan jy invul. Jesus se dood was deel van God se plan. Jesus het nie probeer om hierdie lyding te vermy nie. Hy het dit doelbewus aanvaar, omdat hy geweet het, dit was die enigste pad om die mense te red. Dit was die enigste pad om jou te red. 1.3 kan jy invul. Wanneer ons opofferings maak, bly God in beheer. Wanneer ons deur swaar tye gaan, moet ons onthou dat God ook ons pad sien. Hy weet waarheen ons gaan. Niks gebeur buite sy beheer nie. En baie keer soms gebruik hy ons pyn om sy doel te bereik. Net soos hy dit gedoen het deur Jesus Christus se lyding. Jy is nie alleen in dit nie. Nommer 2 moet ons besef, die lyding van Jesus was gebore uit liefde. Johannes 15 vers 13 sê, niemand het groter liefde as dit nie, dat iemand sy lewe gee vir sy vriende. Ek sal enige tyd my lewe neerlê
vir my kinders en my vrou en vir die wat ek liefhet. Jesus het nie gelei omdat hy moes nie, maar omdat hy wou. Nommer 2.1 kan jy invul. Liefde was die dryfkrag agter sy opoffering. Romeine 5 vers 8 kry ons dit waar sê, hy het nie net vir sy vriende gesterf, maar selfs vir sy vyande. Wanneer hy in die kruis hang, bid hy. Hy sê in Lukas 23, hierdie gebed raak my elke keer. Het sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ware liefde beteken om te gee selfs wanneer dit seer maak. Jesus wys vir ons dat om lief te hê soms beteken om te ly, om ander se laste te dra en selfs ons eie gemak prys te gee vir redding. 2.2 kan jy invul. Onvoorwaardelike liefde beteken om te gee sonder om iets terug te verwag. Baie keer het ons liefde nog steeds voorwaardes wat gekoppel is daaraan. As jy dit vir my doen, dan sal ek dit vir jou gee in liefde. Maar Jesus het dit onvoorwaardelik vir ons gegee. Punt 3 kan ons besef, Jesus het vir ons die voorbeeld gestel van opoffering. Filippense 2 vers 8 sê, hy het homself verneder en gehoorsaam geword tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Jesus het nie net van God se wil gepraat nie, hy het dit gedoen. En in Getsemane het hy die volgende gebid. Hy het gesê in Lukas 22 sê hy, nie my wil nie, maar u wil geskied. Hy het gevoel soos ons, die vrees, die pyn, wat hy gaan deurgaan, en tog kies hy om gehoorsaam te wees. Ons almal moet besef, God se hoofprioriteit is nie ons gemak nie. Ons word geroep om opofferings te maak vir sy koninkryk. Ons word geroep om dieselfde gesindheid te hê as Jesus, om gehoorsaam te wees selfs wanneer dit iets in ons lewe gaan kos. Ware disippelskap beteken om nee te sê vir ons eie wil en ja te sê vir God se wil, al kos dit ons lewe. 1 Petrus 2 vers 21 sê, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus self vir julle gelei het en vir julle voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Jesus se lyding leer ons hoe om te leef in 'n wêreld vol onreg en pyn. Daar kan jy invul by 3.1, hy het nie teruggeveg nie, maar vergewe. 3.2 kan jy invul, hy het nie gekla nie, maar vertrou. En 3.3 laaste kan jy invul, hy het nie opgegee nie, maar volhard tot die einde. Punt 4 sê, Jesus se lyding was vir ons verlossing. 1 Petrus 2 vers 24 sê, hy het self ons sonde in sy liggaam aan die kruis gedra, sodat ons vir die sonde kan dood wees en vir die geregtigheid kan lewe. Deur sy wonde is julle genees. Elke druppel bloed, elke wond, elke pynlike asem wat Jesus gehaal het, was vir ons redding. 4.2 kan jy invul. Die kruis was nie net 'n plek van pyn nie, dit was die plek van oorwinning. 4.2 kan jy invul. Sy lyding het ons vrygemaak van sonde, vrees en die mag van die dood. Baie keer in ons Christelike stap, ons kruispad wat ons stap, het ons nodig om te besef dat ons nie geroep is na 'n plek van gemak nie. Ons word geroep na 'n plek van liefdevolle, onvoorwaardelike opofferings. Hoekom? Want nie my wil nie, Here, u wil. So 'n paar praktiese toepassings waar jy kan invul. Nommer 1, wat kan jy in liefde meer van opoffer in God se koninkryk? Nommer 2, identifiseer in watse areas van jou lewe jy te gemaklik geraak het. En laaste ene, nommer 3, vra God om jou hart sag te maak sodat jy onvoorwaardelik lief kan wees. Kom ons maak toe ons oë. Aba Vader, dankie vir die volmaakte lam wat opgeoffer is vir ons sonde, vir die prys wat betaal is, wat sê dit is volbring. Here, help ons sodat ons nie te gemaklik raak nie, Here, maar 'n lewe sal lewe van opoffering en liefde vir u koninkryk. En ons sê, Amen.
Baie belangrik, nou sal jy sien binne in jou boekie dat daar 'n paar vrae is om in jou klein groep saam te bespreek. So julle kan dit nou ook saam doen en mag jy dit ook verder geniet.